Goeiedag en weer baie lekker om met die boere te gesels. En natuurlik die noorde van die land, daar waar die groot mielieoeste lê, is pap nat. En jy hoor baie van die boere kan glad nie inkom om te stroop nie. En natuurlik is hulle nou baie onseker rondom wat met hulle produk gaan word. En een van die produkte wat hulle na kyk is natuurlik die mielies. En ek wil nou kyk na die Julie kontrak, want ongelukkig sit ons met hierdie megafoonformasie. En vir die boere kan ek nou maar net sê, 'n megafoonformasie stuur altyd gemengde syne uit. Terwyl 'n megafoonformasie is, weet jy nooit of hy wil opbreek of afbreek nie, en jy weet nooit seker watter sein die mark eintlik wil vir jou gee nie. Maar hier is ons 21 dae bewegende gemiddelde. Hierdie gemiddelde sê nog steeds vir ons dat die momentum na boontoe is en dat die boere beter pryse kan verwag. Maar die belangrike ding is, ons moet bo hierdie vlakkie die eerste teken van sterkte gaan wees, bo 4405, maar hierdie megafoonformasie ongelukkig breek eers na bo 4460. Nou as dit gebeur, dan kan die prys baie lekker hardloop na 4660 toe, want dit is die spasie tussen hierdie megafoonformasie as ek hom boontoe projekteer. Maar op die oomblik sit ons eintlik met 'n wag en sien houding. En die groot ding is hier, die Amerikaanse dollar bly verswak, die rand bly sterk, en ongelukkig eers bo R18.44 gaan ons kry dat die rand wil beginne verswak, en dan gaan ons beginne sien dat 10 teen 1 die mielieprys dieselfde gaan doen. En ek wil dit amper sê, die sojaboonprys, al die sagte kommoditeite wag vir 'n swakker rand. Maar wat vir my positief is, alhoewel die rand verskriklik versterk het, hiervan net onder die R20, hier waar ons nou is, amper kan mense sê net bo die R18, het die mielieprys nie werklik iets gedoen nie, en hy konsolideer. Kyk mooi, hy bly hier tussen 4286 en 4440. So terwyl hierdie konsolidasie aangaan, het die rand enorm versterk. En hy het gekom van 1980, so kom ons sê naby R18 nou waar hy is. Nou die groot ding is, hierdie prys sê eintlik vir jou, hy wag vir 'n swakker rand, en as hy 'n swakker rand kry, kan hierdie prys baie maklik na boontoe gaan. Maar nou ja, soos ek vir die boere gesê het, die groot vlak is eintlik hierdie 4000, kom ons rondom af, 4460 op die Julie kontrak, voordat hy na bo kan skop. Op die oomblik is dit 'n wag en sien houding, en vir boere wat wil pryse vasmaak, ek dink as jy kan uithou, laat die rand net eenvoudig begin verswak, want die rand se indikator is heeltemal baie laag. En ons kan baie maklik sien dat hy verswak, maar ek dink ons kyk eerder hierna toe, want dis die prys. En dit is altyd die belangrikste indikator wat jy na kan kyk. Jy kan na baie indikatore kyk. Jy kan kyk na die bewegende gemiddelde, jy kan kyk na die stochasties wat ons al gekyk het, na die relative sterkte tot die indeks het ons al na gekyk. Die belangrikste is die prysaksie. En hierdie prysaksie sê vir ons is vasgevang binne 'n megafoonformasie. Miskien kan ons volgende week meer inligting vir die boere deurgee, maar ons eerste teken van sterkte sal wees bo 4405. Die volgende ligpuntjie gaan bo wees by 4430 en natuurlik 4460, dan kan die prys na bo breek. En ongelukkig, as hierdie bewegende gemiddelde in 'n weerstand verander, met ander as die prys onder hom beginne verhandel, kan ons selfs hierdie lae vlakke kry van 4160, maar nou wil ek sê, dit sal vir my raar wees, mits die rand bly versterk. So vir die boere hierdie week so 'n bietjie van 'n wag en sien houding, en die rede hoekom ek hierdie grafiek bespreek het, is omdat soveel boere onseker is, hulle weet nie wat om te doen nie, hulle weet nie of hulle oeste moet klaar begin verkoop nie, en natuurlik hulle almal hoop dat die reën so 'n bietjie van 'n asemskep gee, dat hulle daardie mooi mielieoeste van die land af kan haal, en 'n bietjie 'n paar rand in die bank druk wanneer hy oeste ingelewer word. Nou ja, besoek gerus ons webtuiste, www.fransklerk.com vir meer inligting, en ons kuier weer.